Naam broer en suster. Welkom aan almal hier, so is my voorreg om julle ook vanaand hier te verwelkom. As ons dink aan Pinkstertyd, is dit vir ons 'n spesiale tyd van die jaar. Dit is 'n tyd wat ons in die aand by mekaar kom en die week by mekaar kom om so 'n bietjie terug te dink oor die seën wat die Here vir ons gee, sy teenwoordigheid, sy gees wat hy stuur, die belofte vir my en vir jou, dat ons nie alleen is nie, en mag ons daaraan vashou, ook in elke dag en ook in die tyd waarin ons leef. Ons gaan hierdie erediens begin met Vlam 58, ons gaan staande sing, en dan kan u daarna wie u plek inneem. Plek inneem. Kom ons bid saam. As ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre waarin hy 'n plek gegee het, wat is die mens dan, dat u aan hom dink? Die mens se kind, dat u na hom omsien. Here, u het hom net 'n bietjie minder as die hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van die hande, het alles aan hom onderwerp, skape en beeste, alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug, die visse in die see wat die oseane deurkruis. Here, ons Here, hoe wonderbaar is u naam oor die ganse aarde. Here, groet jou vanaand met die woorde genade, barmhartigheid en vrede vir jou. Want God ons Vader, die Here Jesus Christus, wat gekruisig is, wat opgestaan het, wat opgevaar het, en die Heilige Gees, ons trooster en ons leidsman. Amen. Broer en suster, as antwoord op die Here se groet, kom ons staan en sing ons twee liedere saam, ons gaan lied 212 sing, en net daarna lied 442 vers 1 en vers 2. Kom ons sing hierdie liedere hartlik saam. Loof die Here eens goed, loof sy
Ons lees in 2 Timoteus waar Paulus vir Timoteus skryf sy geloofskind soos wat hy hom ook noem. En hy skryf vir hom hierdie ongelooflike mooi brief, hierdie mooi gebed. Hy skryf vir hom om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy die genadegawe wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het soos 'n vuur weer moet aanblaas. Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Jy moet nie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie. En moet jy ook nie skaam vir my wat om sy ontwil gevange is nie. Inteendeel dra jy deel van die ontberings vir die evangelie met die krag wat God jou gee. Hy het ons gered en ons geroep om aan hom toegewy te wees. Dit het hy gedoen nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het. Hierdie genade is nou aan ons geopenbaar deur die koms van ons verlosser Christus Jesus. Hy het die mag van die dood gebreek en deur die evangelie die onverganklike lewe aan die lig gebring. Ek gee 'n paar oomblikke soos wat ons hier by mekaar is om stil te word ook in die teenwoordigheid van die Here. Here, wat 'n voorreg is dit nie om vanaand hier by mekaar te kan wees nie. Here, so in die begin van die week, Here, 'n dag met 'n klomp goed wat al reeds gebeur het. Ons weer vir 'n oomblik, Here, kan kom stil word, waar ons weer vir 'n oomblik, Here, in U as gemeente, by U as gemeente, as gelowiges, Here, ons hoop kan kom vind. Dankie, Here, dat ons in hierdie aand die bewus kan wees van U teenwoordigheid. Here, ons kom bid en ons kom vra, Here, dat U ons daar waar ons sal gaan, sal gebruik, sal stuur, Here, soos wat Paulus hier vir Timoteus aanmoedig, Here, om werklik, Here, 'n lewe te leef tot U eer. Wat nie terugdeins vir die moeilikhede nie, wat nie terugdeins vir die ontberings nie, Here. Maar Here, dat ons 'n lewe sal leef wat U grootheid, U genade, U liefde vir ons uitborrel en uitbasyn in hierdie wêreld. Ons kom bid dit, en ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen. Broer en suster, ons welkom weer aan almal. Ons gaan saam lees in 2 gedeeltes vanaand. Ons het gister in die erediens het ons stil gestaan by die Gees, die persoon van die Gees, wie die Gees is. Vanaand kyk ons so 'n bietjie op wat die Gees doen, sy werk, dit wat die Gees vir ons kom openbaar in hierdie wêreld. Voordat ons dan saam lees, gaan ek vir jou vra om so 'n oomblik net daar waar jy is, jou oë toe te maak, so 'n bietjie rustig te raak en ook dan saam te luister dan na hierdie lied. Hierdie lied is dan ook die gebed vir die opening van die woord. Kom en sluit ons oë en luister saam.
is die beste plek. Daarom kniel ons voor U neer. Om by U te wees is die grootste eer. Daarom buig ons voor U neer. Ja, ons verkies nou om by U te wees en om na U te luister. In plaas van altyd maar weer besig te wees, kom ons nou tot rus by U. Aan die voete hier is die beste plek. Daarom kniel ons voor U neer. Om by U te wees is die grootste eer. Daarom buig ons voor U neer. Aan die voete hier is die beste plek. Daarom kniel ons voor U neer. Om by U te wees is die grootste eer. Daarom buig ons voor U neer. En ons verlang na U teenwoordigheid hier, om saam te kniel en aanbidden. In gees en waarheid waarlik een te wees, daarom buig ons voor U neer. Aan die voete hier is die beste plek. Daarom kniel ons voor U neer. Om by U te wees is die grootste eer. Daarom buig ons voor U neer. Aan die voete hier is die beste plek. Daarom kniel ons voor U neer. Om by U te wees is die grootste eer. Daarom buig ons voor U neer. Net soos 'n vader wat sy kinders vertroos, so omhels U ons elkeen. U is 'n vader wat versorg en beskerm, en ons kom tot rus by U. En ons kom tot rus by U. En ons kom tot rus by U. Broer en susters, so wat ek gesê het, ons skriflesings vanaand uit twee gedeeltes. Die een Johannes hoofstuk 3, ons lees daarvan van vers 1 tot 8. Daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse Raad. Een nag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê: "Rabbi, ons weet dat U 'n leermeester is wat van God af gekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat U doen as God nie by hom is nie."
Daarop sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus vra hom toe, hoe kan 'n mens gebore word as hy al 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie. Jesus het geantwoord, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is mens, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, jy moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die gees gebore is. En dan ons volgende gedeelte is in Handelinge 2. Ons lees daar van 'n vers 2. Die eerste vers lees dan, toe die dag van Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. En van vers 2, skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos 'n vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Tot sover ons skriflesings vanaand. As ons na hierdie wêreld kyk, sal ons vir mekaar kan sê ons grootste soeke in hierdie wêreld is 'n soeke na blydskap, 'n soeke na behoort, 'n soeke na sin om in hierdie bestaan en dit wat ons beleef en dit wat ons mee te doen het, om vir mekaar te sê, maar dit is hoekom goed gebeur, dis wat ons as mens in hierdie wêreld wil bereik en dit is hoe ons op 'n manier die lewe wil geniet. En as ons nou vir mekaar sal sê, wat gee vir ons blydskap, sal elkeen van ons iets anders te gee, iets anders te sê. As ons nou dink aan die kleintjies, 'n nuwe speelding, 'n groot speelding, 'n verrassing. As ons dink aan, as jy so 'n bietjie ouer is, hier tiener rond, heel waarskynlik 'n foon, miskien 'n motorfiets, as jy nou graag sou wou. Wat sou vir my blydskap gee? As ons nou dink aan ouers, as ons nou dink, ons kinders moet gesond wees, as ons nou verder gaan, en ons kom nou hier by volwasse, en ons kom nou hier by ouer wees, dat het met ons kinders sal goed gaan. Blydskap word gemeet baie keer in dit wat ons het, en dit wat ons soek. En as ons na hierdie gedeelte kyk, en ons lees, en ons begin vir mekaar sê, maar ons fokus is vanaand op die werk van die Gees, moet ons vir mekaar 'n klomp goed vra. As ons, voordat ons met dit begin, en die vraag is, maar weet ons hoe werk die Heilige Gees? Weet ek en jy wat die Gees doen? Is ek en jy bewus van sy teenwoordigheid in ons lewe, en besef ons die groot krag wat hy in ons elkeen uitoefen? En as ons vir mekaar dit vra, moet ons ook vir mekaar sê, maar as ons dit nie weet nie, dan staan ons op 'n manier eintlik in verwondering oor die grootheid en die almag van God, wat by ons en in ons teenwoordig is. Die Heilige Gees kom, en as ons vir mekaar sê die Heilige Gees werk, sien ons die Heilige Gees wat op verskillende terreine, op verskillende plekke werk. En heel aan die begin sien ons in Genesis hoe die Gees hom kom openbaar in die skepping. Die tweede vers van Genesis sien ons hoe die Bybel dit beskryf, hoe die Genesis verhaal dit beskryf, dat die Gees van God het oor die wêreld geswef, oor die waters geswef. Gees was teenwoordig. Die skepping kom tot stand deur die werk van die drie-enige God, Vader, Seun en Gees, wat teenwoordig is in hierdie chaos wêreld, wat nog nie verklaar kan word nie, deur wetenskaplikes, deur oor eeue heen.
kom die wêreld tot stand. En dalk moet ons eintlik maar net eerder in eerbetoon neerval voor die grootheid van God, soos wat Psalm 8 dit kom uitroep by God. Hoe groot is U, Here? Wat is die mens dat U aan hom dink? Die grootheid van God oorweldig ons as ons na hierdie wêreld kyk. En as ons bewus raak van die Gees se werk in hierdie wêreld, sien ons hoe dit deurspoel na die kerk. Ons sien dit in Handelinge hoofstuk 2. Ons sien dit waar die kerk begin met die uitstorting van die Gees, waar ons dit saam gelees het, waar ons sien hoe die Gees teenwoordig is en uitgestort word oor gewone mense. Hoe daar in hierdie wêreld die teenwoordigheid van die Gees beleef word en op Pinksterdag die groot geleentheid van God se teenwoordigheid, die groot uitstorting van die Gees plaasvind. As ons dit vir mekaar sê, dan sien ons hoe twee goed gebeur. Hoe aan die een kant die Gees kom en die kerk versorg, die kerk by mekaar maak, en hoe die Gees intens betrokke is by gelowiges, by mense, om hulle in as gemeente te vestig, by mekaar te bring, te onderhou en te beskerm. En dit is 'n klomp goed wat ons vir mekaar sê, maar as ons dit prakties uitbeeld, as ons net begin by die Bybel wat ons vanaand gelees het, sê ons vir mekaar, dit is God geïnspireer. Dit is deur die Gees van God geïnspireer. Ons lees dit in 2 Timoteus hoofstuk 3. Die hele skrif is deur die Gees van God geïnspireer. So as ons dit vir mekaar sien ons hoe die Gees op 'n wonderbaarlike wyse teenwoordig is in sy kerk, van die begin af, deur die woord, deur die Bybel, deur die apostels wat dit kom vertel, deur die geskiedskrywers wat dit mondelings oordra. En ek en jy het dit in 'n boekvorm. Ons het dit heel waarskynlik ook op ons selfone. En dit dien as 'n riglyn vir my en vir jou om te sê, maar dit is hoe God my en jou lei. Dit is hoe die Here in ons lewe teenwoordig is, sy wil aan ons openbaar, dit is waarop ons lewe kan bou. Ons sien hoe die Gees 'n gemeente gee, 'n kerk gee. Ons sien hoe die Here deur die geskiedenis van sy kerk vir ons mense kom gee, wat ons kom lei, wat vir ons kom openbaar wie hy is, en van die uithoeke van die aarde af mense by mekaar bring, maar ook mense stuur in hierdie wêreld. En as ons dink aan Handelinge hoofstuk 1, gaan dan na Judea, Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde, en wie is my getuies? Maar hierdie mense kom en word gestuur met gawes. Ons kan baie praat oor gawes, maar dis nie die doel nie. Die kern is dat ek en jy in hierdie wêreld die bonatuurlike krag van God het in ons, om as gestuurde van die Here in hierdie wêreld te leef, om as gestuurde van die Here die verskil te maak daar waar hy ons wil gebruik. Die laaste deel, as ons nou mekaar sê waar ons begin het, in die skepping, die Gees werk in die skepping, in die kerk, en in my en jou as gelowige. Ons raak bewus van ons eie verlossing. En as ons kyk na Nikodemus se verhaal, sien ons hoe Nikodemus in die middel van die aand kom of in die donker kom en vir die Here kom sê, Here, ons het hierdie groot werk by U gesien, maar ek wil eintlik wil ek nie hê die mense rondom my moet dit raak sien, dat ek daarvan weet nie, dat ek daarvan bewus is nie, maar Here, hoe word ek gered?
Here, hoe kry ek meer van U in my lewe? En dan sien hoe Jesus vir Nikodemus kom en sê, maar jy moet weergebore word. Die Gees is in jou teenwoordig. Die Gees moet deel wees van jou lewe. Ek en jy moet leef in die kragveld van die Gees, bewus van die geskenk van die kruis wat die Here vir my en vir jou gegee het. 2000 jaar gelede, bo die kruis van Christus, bo dit alles uit, is ek en jy vrygekoop, nuut gemaak, as gestuurdes van die Here gesalf, om in hierdie wêreld te gaan leef. Ek en jy as kinders van die Here kan eintlik net uitroep, Here Jesus, Vader, Seun en Gees, stuur my. Wie is ek? Ons raak bewus van die Gees wat ons in ons eie lewe kom lei om meer heilig te leef, om meer agter God aan te leef, om meer die beeld van God aan te neem in ons eie lewe, in dit wat ons doen, en dit wat ons sê, en die manier hoe ons in hierdie wêreld optree. Dit bring ons by die vraag, maar die Gees inspireer ons om in 'n verhouding met God te leef. Die Gees inspireer ons om te bid, om Bybel te lees. Die Gees inspireer ons om te getuig. En dan gee die Gees ook vir ons die vermoë om vrug te dra in hierdie wêreld. En as ons dit vir mekaar sê, broer en suster, dan sê ons vir mekaar, maar in ons is die Gees teenwoordig, wat ons lei, wat ons troos, wat ons stuur, wat ons leer. En as ons na Galasiërs kyk, dan sien ons hoe die Gees, die vrugte van hierdie Gees, begin met liefde. Die tweede is vreugde. Ons vreugde is gesetel, word gebou op in ons verhouding met God. Dis die een onwankelbare werklikheid in hierdie wêreld waarin ons kan vashou. Klomp goed gaan verby. Die mooi geskenkies, op wat se vlak ook al. Die behoefte om na mekaar om te sien en vir mekaar te bid, gaan verby as mense sterf, as die lewe gebeur. Die een onwankelbare werklikheid wat ek en jy in hierdie wêreld het, is die teenwoordigheid van God in ons lewe. Broer en suster, waar ons hier vanaand is, het ons begin met voordat ons saam begin lees het, met 'n lied aan die voete Heer. Die wêreld kan ons so oorrompel met geraas. Die wêreld kan ons so oorrompel met 'n klomp goed wat ons aandag van die Here al wil aftrek. Wat ons verhouding met die Here wil kom verwoes. Maar in hierdie gedeeltes sien ons hoe die Gees regdeur van die begin af betrokke is. Hoe hy deel vorm van ons lewe. Hoe hy werk sodat ek en jy in die verlossing van die Here kan deel hê. En dit is die uitnodiging, dat daar waar ons baie keer struikel, daar waar ons baie keer val, daar waar ons baie keer afdwaal, laat ons sal terugdraai. Laat ons sal sê, Here, hier is ek. Vergewe my, maar stuur my in hierdie wêreld in.
Mag ek en jy, broer en suster, die bewus van die Gees se teenwoordigheid ons lewe leef tot eer van God. Mag ons gevul wees met die blydskap om ook hierdie Here te ken. Amen. Broer en suster, voor ons afsluit, gaan ek 'n paar oomblikke gee vir stil gebed. Ons gaan vir 2 goed bid vanaand. Die een is vir ons wêreld. As ons kyk na die gedeeltes, dit hoe ons hierdie preek ingedeel het, as ons dink aan die skepping, is God se wêreld. God is in beheer van hierdie wêreld. Kom ons dra hierdie wêreld aan die Here op. En dan die tweede, vir ons kerk, vir ons gemeentes. Ons as gemeentes soekend sal wees om die wil van God in hierdie wêreld uit te leef en uit te dra. Kom ons sluit die oë vir 'n paar oomblikke. Here, ons kom dankie, Here, in hierdie aand, dat U, Here, ons nie los nie, dat U, Here, U kerk, U gemeente, U gelowiges, U kinders, Here, kom toevou in die teenwoordigheid, in U krag. Here, ons kom bid in hierdie aand, Here, vir hierdie wêreld waarvan ons deel is. Here, U ken elke deeltjie, U ken dit, U sien dit wat gebeur, U is daarvan diep bewus. Here, van die onrus, van die geweld, van die misdaad. En ons kom bid, Here, ons kom vra U, Here, Here, dat U vrede sal laat spoel, dat U genade sal gee, dat U die mense sal gebruik, sal stuur, Here, om 'n verskil te maak. So kom bid ons, Here, ook vir U kerk, die kerk waarvan ons deel is, Here, U, wat ons in hierdie gemeente bymekaar bring, gemeentes oor die land, oor die wêreld heen. Here, ons kom bid, Here, dat ons as gemeente sal erns maak om U wil te soek. Om daar waar ons gaan, Here, as gestuurdes te leef. En so kom bid ons ook, Here, vir elke persoon, elkeen wat vanaand hier is, en ook die wat nie is nie. Here, dat U ons sal vul met U Gees. Dat U ons sal kom nuut maak. Here, dat U ons sal lei en sal stuur, om daar waar U ons nodig het, Here, te kan getuig van die goedheid, van U liefde. Vir ons, o Gees, kom maak ons nuut. Ons kom bid dit. Ons kom vra dit in U naam, Here. Amen. Broer en suster, ons sluit staande af met ons slotlied. Voordat ons afsluit, nooi ek julle elkeen uit vir 'n koppie sop in die teekamer. Dankie vir die persone wat die sop en broodjies gemaak het. Kom geniet dit saam met ons in die konsistorie. Ons sing Vlam 34, daarom, dan vra ek dat julle sal staande bly vir die seën.
Broer en suster, ontvang die seën van die Here. Die Here sê julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sê julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.